welkom by Pinkster in jou huis. Ons nooi almal uit om saam te kyk en saam te bid na die tyd. Maak dit deel van jou daaglikse ritme, om tyd te spandeer met die Here en om te luister vir wat die Heilige Gees vir ons sê en wat is die bemagtiging wat ons ontvang om vandag saam met die Heilige Gees te kan doen. Ons lees vandag uit Handelinge 1 vers 8 en dit sê die volgende: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Ons kan 'n bietjie stil staan en vra, wat is daai krag? Die Griekse woord daar is dunamis, en dis waar ons die woord dinamiet kry, die dinamiese krag om goeders te verander, die bonatuurlike vaardigheid om goeders reg te stel. Dit is 'n baie dinamiese woord, 'n baie kragtige woord, en dit is wat ons ontvang by die Here. Dit is wat ons ontvang wanneer die Heilige Gees ons vervul. Dit is die krag nie net om goeders te aanvaar soos wat dit kom nie, dit is die krag om goeders aan te spreek, om te belyn met die woord van God. Die krag wat ons ontvang van die Heilige Gees is vir 'n spesifieke doel, en daai doel is om getuies te wees, om te evangeliseer, om vir mense te verkondig, wat is dit wat God in ons lewens doen. Ek dink partykeer, wanneer ons die woord evangelisasie hoor, dan skrik ons. Ons dink aan evangelisasie as om iemand te vat wat 'n ongelowige is, 'n ateïs of iemand wat ver verwyderd is van verhouding met die Here, en deur die proses van evangelisasie, deur een gesprek, hulle te vat na 100% uitverkoop wedergeboorte kind van God. Maar ek dink nie dit is wat die Here bedoel wanneer hy sê ons moet evangeliseer nie. Kom ons dink aan mense en sit hulle op 'n skaal van -10 tot 10 in hulle geestelike lewens. Kom ons sê 0 is die nommer van bekering. As jy 'n -1 is jy nog nie tot bekering gekom nie. En as jy 'n nommer 10 is jy 100% uitverkope aan die evangelie en ons leef dit uit. Ons moet dalk 'n benadering hê wat ons vra vir die Heilige Gees. Hoe kan ek hierdie persoon vat van 'n -7 tot 'n -6? Hoe kan ek 'n persoon vat van 'n 2 na 'n 3? Elke persoon wat ons ontmoet is 'n missionary field. Elke gesprek wat ons het, kan ons doen met die hulp van die Heilige Gees om 'n dinamiese verandering te bring in iemand se lewe. Nie om hulle te vat van 0 tot 100 nie, maar net een trappie hoër aan die Here. Een trappie nader aan verhouding en bekering. Dit is wat ons wil hê. En ons is geroep om daai roeping uit te leef in elke area. In Jerusalem, Samaria tot die eindes van die wêreld. Waar ook al jy jouself bevind, kan jy 'n getuie wees. Nie net uit jou eie vermoë uit nie, maar deur die krag wat die Heilige Gees vir jou gee in daai situasie. Kom ons maak dit prakties vandag. Dalk sit jy met 'n paar vriende wat jy weet nie so naby is aan die Here soos wat hulle wil wees nie. Dalk sit jy met familielede wat jy weet hulle smag na God se goedheid. Dalk sit jy met werkskollegas wat sukkel in hulle persoonlike hoedanigheid om nader aan die Here te kom. Dis nie jou werk om hulle heeltemal te bekeer en na die Here te lei en 'n altarkol by die werk te doen nie. Nee. Maar in verhouding kan ons hulle lei na 'n plek toe waar hulle beter af is in hulle verhouding met God as gevolg van ons. En ons kan deur die proses van jare iemand vat van 'n -10 na -7 na -3 na 0. En dalk, deur die krag van die Heilige Gees, kan ons hulle dan vat na 'n 6, na 'n 10 vir die Here. En dit hoef nie oornag te gebeur nie, maar dit gebeur met ons gebede, dit gebeur met ons geloof, en dit gebeur deur die krag van die Heilige Gees. So as familie, as gesin, as vriende, dink aan mense vir wie julle kan getuig. Dalk nie verbaal nie, maar met liefde, met oortuiging, nooi hulle om nader 'n pad met jou te stap, soos wat jy 'n pad stap met die Here. Mag die Here julle seën en gaan uit hierdie week met die gebed in julle hart wat sê, Here,
wie kan ek u liefde voorgee vandag? Aan wie kan ek u liefde voor getuig? Kom ons challenge mekaar hierdie week om vir een persoon na die Here toe te lei. Nie die 100 stappietjies nie, nie die 20 stappietjies nie, maar net een trappie nader. Mag die Here julle seën. Goed.